Groet in die wonderlijke naam van ons koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thijs en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelijks hoofstuk in die Nieuwe Testament lees met die doel om ons christene te versterk op 'n daaglikse basis. Vandag gaan ons voort met Efesiërs hoofstuk 4 en die opskrif lees die eenheid van die gemeente. Ek doen dus 'n beroep op julle, ek wat 'n gevangene in diens van die Here is. Laat julle roeping julle leefstyl bepaal, met totale beskeidenheid en sagmoedigheid. Ja, met geduld moet julle mekaar in liefde verdra. Deur in vrede met mekaar te lewe, moet julle die eenheid wat die Gees bewerk het, bewaar. Net soos die roeping waarmee julle geroep is, een verwagting skep, is daar een liggaam en een Gees. Daar is een Here, een geloof, een doop, een God, wat ons almal se Vader is. Hy is oor almal, werk deur almal en is in almal. Maar aan elkeen van ons afsonderlik is volgens Christus se vrygewigheid 'n genadegawe gegee. Daarom sê Dawid, toe hy in die hoogte opgevaar het, het hy krygsgevangenes meegevoer en geskenke aan die mense gegee. Wat beteken hy het opgevaar, anders as dat hy eers vooraf moes neergedaal het na dit wat laer is, naamlik die aarde toe. Dieselfde persoon wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het ver bo die wolke en sterrehemel, sodat hy die heelal met sy teenwoordigheid kan vul. Hy het sommige as apostels gegee, ander as profete, ander as evangeliste en ander as herders en leraars, om God se mense toe te rus vir die werk wat hulle in sy diens moet doen. Hulle werk is om Christus se liggaam op te bou. So sal ons uiteindelik almal deur geloof en deurdat ons die seun van God ken, 'n eenheid vorm, 'n volmaakte mens wat aan die standaard van Christus se volmaaktheid voldoen. Dan, as mense ons met slinksheid en slimstreke op verkeerde paaie wil lei, sal ons nie meer soos klein kindertjies wees nie. Ons sal nie meer omgewaai of weggewaai word deur die wind van elke ding wat hulle verkondig nie. Nee, terwyl ons mekaar liefhet, sal ons by die waarheid bly en so in alle opsigte groei om soos Christus te wees. Dit werk so. Christus is die hoof. Onder leiding van die hoof is die liggaam goed aan mekaar gesit. Al die ondersteunende ligamente hou die liggaam by mekaar. Elke liggaamsdeel vervul sy bestemde funksie en so deur liefde te bewys, bou die liggaam homself op. Daarom sê ek met God se gesag, moenie langer soos nie-Christene lewe nie. Wat hulle uitdink is nikszeggend. Hulle verstand is verduister, omdat hulle onkundig is en onwillig is om tot bekering te kom, ken hulle nie die lewe wat God gee nie. Omdat hulle nie omgee vir wat reg of verkeerd is nie, gee hulle hulself oor aan losbandigheid. Hulle lewe is vol van die lelike dinge wat geldgierigheid veroorsaak. Maar dis nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor. Julle het tog onderrig ontvang oor julle verhouding met hom. Julle het tog die waarheid oor julle verhouding met Jesus geleer, naamlik dat julle, wat julle vroegere leefstyl betref, die ou sondige mens soos vuil klere moet uittrek. Bedrieglike begeertes laat hierdie mens te gronde gaan. Julle moet op 'n nuwe geestelike manier leer dink. Ja, trek die nuwe mens soos skoon klere aan, die mens wat na God se beeld geskape is. Iemand wat werklik reg lewe voor God en werklik aan hom toegewy is. Gevolglik moet julle ophou leuns vertel en die waarheid teenoor mekaar praat. Ons is tog lede van dieselfde liggaam. Moenie sondig as jy kwaad word nie. Moenie tot die aand toe kwaad bly en die duiwel so 'n houvas gee nie. Die dief moet ophou steel en eerder hard werk. Hy moet sy eie hande vir eerlike werk gebruik sodat hy iets kan hê om met mense in nood te deel. Moenie enige vuil taal gebruik nie. Gebruik eerder die regte, opbouende woorde wat nodig is om die wat luister te bevoordeel. Ja, moenie God se Heilige Gees hartseer maak nie. In die regte verhouding met die Heilige Gees lê julle waarborg dat julle God se verlossingsdag sal belewe. Raak saam met alle ander slegte dinge ontslae van alle bitterheid, woede, wraak, geskel en gevloek. Wees eerder vriendelik met mekaar. Geef vir mekaar om. Vergewe mekaar soos God julle vergewe het op grond van wat Christus gedoen het. Amen. En daar het ons die geskrewe woord van God, geliefdes. Onthou, die Here is lief vir u.